Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Goeiemôre julle. En baie dankie dat jy so op jou afdag, jou vakansiedag hier by ons aansluit om so 'n bietjie te kom werk. Ek kan nie vir jou ook nie. 27 April 1994 is een van my gunsteling herinneringe as 'n kind. My pa het ons die aand van tevore Unie gebou toe gevat en daar was letterlik soos 'n vibe en hulle het vla verkoop. So ek sal vir altyd hierdie dag onthou. En aan die einde van die dag het my pa nog 'n vakansiedag gekry want baie mense het nog in die rye gestaan om te stem. So dit is haar tweede stemdag. Kyk nou So, net, ja. dis oulik. Ek hou daarvan dat jy so 'n goeie herinnering daarvan het, mal daaroor. Ons begin volgend met 'n brigadier wat vir Panyaza Lesufi met om verskoning vra. Ja, so dit is nou die uitdaging. Soveel jare later, op hierdie Vryheidsdag, is ons land in 'n moeilike plek, dink ek. Brigadier Abram Nkwashu, die geskorste distrikskommissaris van die polisie in die Sedibeng distrik, het nou 'n brief geskryf vir premier Panyaza Lesufi waarin hy om verskoning vra met baie hooggeplaaste taal. Die brief is deur sy prokureurs gestuur waarin hy om verskoning vra dat hy nou eintlik half geïmpliseer het dat Panyaza Lesufi ook betrokke is en sy lyne oortree het en hy sê dis heeltemal glad nie sy bedoeling gewees nie. Interessant, die brigadier se suster was in 'n verhouding gewees met Katie Molefe, met Katiso Katie Molefe. So dit is regtig, dit bly 'n prutpot. Ek het verlede week het ek 'n interessante metafoor gehoor van 'n politieke ontleder waar iemand vir hom vra, die onderhoudvoerder vra vir hom, is dit 'n vrot appel daar in die polisiediens wat almal aansteek? En toe sê hy, jy kan meer dink aan 'n visstenk met vrot water en jy kan soveel skoon visse ingooi soos wat jy wil, maar as jy nie die visstenk gaan skoonmaak nie, gaan die visse aanhou vrot. Distrikskommissaris van die polisie in die Sedibeng streek. Sy suster was in 'n verhouding Korrek. met die bendebaas. Met die bendebaas, ja. So sy swaar dan. En dit is ook hoe hy homself verskoon dat hy hom gaan besoek het in die tronk, nie vir enige ander iets nie, maar Dis familiebesigheid. verstaan jy? So, okay, dis interessant. En hy moes om verskoning vra vir Panyaza Lesufi omdat hy basies gesê van die dossiere is goedgekeur of aan hom gestuur. En hy sê dus hy vra om verskoning dat hy Panyaza hierby geïmpliseer het. Ja. Panyaza Lesufi sê baie dankie, hy aanvaar die verskoning en die saak is nou afgehandel. Hy aanvaar, so dis so maklik is dit. Jy vra net, ek sê ek is jammer, dan gaan iemand lank 'n kommissie ook net seker sê as jy sê jy is jammer, is jy okay. Ek weet daarom nou nie heeltemal van dit nie. Dit is inderdaad Jennifer se gunstelingpremier, so Jy's mos los mal dit net op daar. Panyaza Lesufi. Ek is mal oor die mensdom. Ons los dit daar. Terwyl sy glimlag soos 'n kat wat melk gekry het. So ontvou die skietery by Trump se ete in die Withuis. Joernaliste oral kwak kwak kwak. Wat 'n interessante oggend. Ons nou gisteroggend wakker word hier in Suid-Afrika. Hoog drama daar in die Hilton Hotel waar hulle die jaarlikse correspondence dinner het. Die eerste keer in baie jare wat Trump dit bywoon, want hy het elke jaar nog geweier want hy gaan nie die fake media se correspondence dinner bywoon nie. So dis een keer 'n jaar wat al die joernaliste bymekaar kom en dan eet saam met die president. Al die joernaliste wat by die Withuis werk en Withuisjoernaliste. die politieke joernaliste by die Withuis. Ja. Partners en dan verskillende ministers. Dit is so 'n groot ete. En toe is daar 'n man, 'n 31-jarige man wat deur die sekuriteit gebars het en ingekom het en daar is skote afgevuur, maar die skote het 'n paar halgeweerskote afgevuur wat 'n ja. sekuriteitsbeampte getref het, 'n veiligheidspolisie. Ja. Korrek, wat nou hospitaal toe is. En Trump en sy vrou het eers vir J.D. Vance daar uitgekry. Trump en sy vrou, as jy na die video's kyk, sit so half verbuisterd van wat gaan nou aan en Trump sê hy het gedog 'n skinkbord vol. Hy wou toe gehad dat die ete moet aangaan nadat die man gevang is. Maar daar's toe gesê nee, ons gaan dit binne die volgende 30 dae weer doen. Dit is interessant om te sien toe die commotion, soos die Engelse woord nou sê, gebeur. Hoe daar van die mense, daar's die mense wat opstaan en ander mense wat hulle aftrek en hulle sê sodra dit nou beter raak, joernaliste wat almal van die vloer af opstaan en net begin om hulle stories te file, want obviously is dit nou brekende nuus. Ja, hulle selfone werk, ja. Ja, dit is interessant, mense besef nie hoe baie sekuriteit by so 'n geleentheid is totdat die skoot afgevuur is en dan sien jy sekuriteit van oral af eintlik uitkom nie. Die man was 'n gas by die hotel gewees. Hulle is nie seker hoe hy vir baie ander sekuriteit gekom het nie. Daar's nog nie 'n motief bekend vir die skietery ook nie. Daar's nie 'n motief bekend nie, maar as hulle ek sien vanoggend sien en sê sy
die goed wat hy geskryf het hy was baie anti-Trump. Okay. So dit was dalk maar 'n persoonlike aanval. Een van daai mense, kyk jy kry mos in Amerika die mense wat baie ekstreem voel. So hy was maar net dalk anti-Trump geweest. Interessant genoeg, dis ook die hotel waar die president Ronald Reagan se sluipmoord Korrek. plaasgevind wat hy oorleef het gelukkig. Ja. Nee, ek dink Washington is bietjie bang nou. True. Dan hartseer nuus volgens 2 tieners wat van Mossel Bay wat verdrink. Tragiese storie en ek dink veral in Mossel Bay wat 'n baie hegte en klein gemeenskap is. 2 tieners, 15-jarige dogter en 'n 18-jarige seun, as ek dit nie 18-jarige meisie, 15-jarige seun. Hulle het gaan swem met 'n groep tieners en die seestrome lyk my het hulle weggevat. Die meisie se lijk het uitgespoel en hulle het gisteroggend het hulle vermoedelik die seun se lijk gekry. Daar's nog nie name bekend op hierdie stadium, ook nie verdere inligting bekend nie, maar ek dink my hart gaan uit na die mense in Mossel Bay want dis absoluut tragies. Dit is 'n lang naweek en om jou kind so te verloor of om jou kind te verloor is nie lekker nie. Ja, ek dink die meisie is uit die see uitgehaal deur 'n branderplankryer, maar sy was klaar barmhartige Samaritaan. Ja, ongelukkig oorlede. Maar dit is, niemand wil so jou lang naweek of jou lewe enigstens om 'n kind te verloor. Ek kan hy self niks erger in dink nie. So ons het uit vandag. Hulle het daar inderdaad probeer risas op die strand, maar dit was te laat. Nog 'n tragiese storie kom uit KwaZulu-Natal uit waar daar 3 generasies van 'n gesin op een slag uitgewis is. Hoorie, dit is ek gaan net gou die name hier lees want Alan Monswami, hy's 54, sy vrou Sandy, hulle seun Craiden wat verlede maand 27 geword het, hulle dogter Shamarie. Dan ook 3 familielede wat by hulle gewoon het. Gonosagren Padayasi, as ek dit reg uitspreek. Monima ook Padasi, dit is baie moeilike name om uit te spreek. Mariama Apana. Hulle was oorval, al 7 van hulle in die huis oorval, vasgebind, die huis is beroof. Dis hulle almal op 'n bakkie gelaai en vermoor. Dit is absoluut verskriklik. Toe die huis op die volgende dag aankom en sien daar is iets fout, het die polisie die verdagtes gevind en hulle het hulle toe na die veld gevat waar hulle die mense gekry het. Dit is vir my so verskriklik wreed. So hulle is nou gegroet in 'n pragtige diens, maar dis 3 generasies wat uitgewis is in absolute sinnelose geweld. Daar is beskuldiges aangekeer. Ja, maar wat help dit nou? Wat die lyke gaan uitwys het, maar dit is nog steeds so tragies. Dit is. Ja, die polisie is op soek nog steeds na die 4de verdagte, so dit is vasgekeer op hierdie stadium. Tragies en so onnodig eintlik lewensverlies. Vir my ook een van die goed wat hulle gesê het by die gedenkdiens is, kom ons onthou hulle nie vir die wrede voorval hoe hulle gesterf het nie, maar die mooi lewens wat hulle gelei het. Ja, verseker. Dan skokkend en ek sug al klaar want ek hierdie artikel gelees het. Nee man, my magtig. Ek het beter verwag. So die regering se kunsmatige intelligensiebeleid is toe nou ook fake of verkeerd. Nee, dis nie fake nie. Hulle verkeerd aangehaal deur KI. Kunsmatige intelligensiebeleid is deur kunsmatige intelligensie opgestel. Ja, maar goed, kom ons goed, so hulle moes 'n beleid opstel. Hulle gebruik toe kunsmatige intelligensie. So kom ons sê dis reg, gebruik kunsmatige intelligensie, maar gaan ten minste jou bronne na. So News24 en nog 'n onafhanklike navorser bevind toe daar is 6 van die bronne wat aangehaal is in die lys van 60 of 70 bronne onder aan die beleid wat soos glad nie bestaan nie. Hulle noem dit AI hallucination, so KI hallusinasies. So letterlik het niemand gegaan en miskien eers die dokument gaan lees nie. Want hoe het jy fake bronne onder aan jou dokument? Weet jy wat is my ergste? Ons het gehoor ons beleid is geskwee op internasionale beleid. Dit was ook in die artikels beweeg of wat ons skwee dit op internasionale beleid. Met 6 vals bronne. Presies, is jy lui of is jy incompetent? Ek weet nie wat jy kan nie werk doen nie of is jy lui? Want dit is of een van die ander, dis een van die twee. Ek dink is beide. Dis hoekom jy nie in regering werk nie, want hulle soek nie hierdie aanspreeklikheid wat jy nou afdwing. Nee, my genade tog. Kyk hoe lyk die minister. Hy's clueless soos hy daar sit. Nou wil jy hê die meneer moet nou vir jou 'n hele AI veldtog teen wetgewing met wetgewing en beleid opstel op sy eie. Goed, maar die minister het 'n span mense wat vir hom werk. Wat slim is, kan hulle net deur die bronnelys gegaan het en gekyk het bestaan soos die een jy het gesê wat slim is, maar hulle kan nie 'n bronnelys nagaan nie. Die een journal bestaan glad nie. Die AI Policy Journal bestaan glad nie, die eerste bron wat lig van. Die tweede bron is 'n journal wat bestaan
Maar nie daai artikel was nooit daarin gepubliseer nie. Daai skrywer het nog nooit eers vir daai journal geskryf nie. So ek meen, wat is die 101, die ABC van akademiese werk is elke liewe ding moet korrek wees. Die ABC van akademiese werk is jy doen dit self. Ja, KI 100%. doen dit nie. 100%. Jy doen dit. Jy Ja. stel die beleid op. Dis hoekom jy in daai posisie is en ek aanneem 'n sekere salaris ook betaal word vir dit. Ja. En 'n span het. So ek wil nie hoor, ag, ek's jammer, ons het 'n foutjie begaan. Nee, vir my is hierdie of jy kry waarskuwing nou vir hierdie, want dit is dis embarrassing. Maar ek wil net vir jou sê hulle ondersoek die saak. Nou okay. Goed. Jennifer, ek verstaan dat jy emosioneel is hier. Nee, Want genade. ons het mos nou nie eintlik mense in Suid-Afrika wat sulke werk kan doen. O nee, wag 'n Of bietjie. weet ons? Nee, wag. Hier is 'n Suid-Afrikaanse professor wat in Times se 100 mees invloedryke mense in kunsmatige intelligensie is. Daar word gepubliseer ook is die oor die naweek. Ben Rosman, 'n So professor Ons het sulke mense. in die skool van Computer Science and Applied Mathematics by die Universiteit van die Witwatersrand is nou saam met Mark Zuckerberg en Elon Musk as een van die top 100 mees invloedrykste mense van Time Magazine in spesifiek kunsmatige intelligensie aangewys. So ons het slim genoeg mense en dit is spesifiek hoekom ek hierdie storie toe ingevoeg het om te wys maar ons het mense wat dit sou kan help. Vra die professors vir raad. Interessant wat hierdie professor sê. Hy sê een van die dinge wat kunsmatige intelligensie en bots soos chat en so aan terughou in Suid-Afrika is dat dit nog nie ons kulture heeltemal verstaan nie. So dit is geskoei op die Amerikaanse kulture en so aan, maar ons is leef in Suid-Afrika en hy beywer homself daarvoor om die kunsmatige intelligensie meer Suid-Afrikaans te kry. Okay. Suid-Afrikaans, soos byvoorbeeld wanneer wetgewing afgedwing moet word. Julle is nou op 'n rol. Ja, en verkeerswetgewing afgedwing moet word. Daar's 'n Suid-Afrikaanse tradisie daar ook, nê. Nee. Daar is inderdaad, veral in Limpopo. Waar is 'n baie interessante polisieman, 'n metro Ja. verkeersbeampte, laat ek net die korrekte woord gebruik, wat 'n vragmotorbestuurder afgetrek het vir A, B of C en die vragmotorbestuurder het toe vir hom 2 bottels of 6 bottels van hierdie 6 2 bottels, 2 liter liter. lemon twist koeldrank, bietjie gratis advertensie daar agter in sy kar sit met 'n paar velletjies. Wat hy uit die lorry uitgehaal het Ja. en toe daar aansit. Maar hy sit dit op die agterste sitplek met die velletjies geld en die polisie sien dit toe, agtervolg die verkeersbeampte wat vir hulle wegjaag. Hy jaag blaatant vir hulle weg. Hulle het hom toe nou afgetrek en vir hom gevra, maar waar kry jy die koeldrank en die geld? Hy sê toe nou, maar hy weet nie. So hy is nou gearresteer op grond van korrupsie. Okay. Maar ja, dit is inderdaad, en die vragmotorbestuurder is nou weg. Ek meen, hy het gery, as weet nie waarvoor was hy afgetrek nie. Maar interessant, en Pierre vertel vir my vanoggend ook van 'n video wat hy gesien het van hoe 'n polisie... Ja, op sosiale media waar ou sê hierdie ouens het my nou net probeer omkoop en hy neem hulle af met sy selfoon. Vir Limpopo verkeerspersoneel, dan sit hulle COVID-maskertjies op en haal hulle name af en hulle ry net eenvoudig weg. Ek moet sê ons word ook afgetrek in Limpopo daar op die snelweg. Maar as hulle dan ek sien dan hoe kyk hulle so die karre sien hulle o nee, hier's niks. Jy kom gaan net wortels, nou niemand. soekie jou hoendersop en seldery. Presies. Gelukkig vir jou, Tanya. Nee, maar dit is skokkend. Ons lag nou daaroor, maar dit is skokkend. Hierdie moenie gebeur nie en dit moet ophou gebeur. Absoluut. Dis Cool eintlik drink die money. probleem. Ja. Cool drink and the money. Sure. Dan 'n 62-jarige tannie. Ek hou hiervan. sorry. Pak toe nou die kiber, jy weet. So sy bly anoniem, dis 'n storie wat gister in Rapport was, wel gedaan, Ernousta Maralak van Rapport wat hierdie storie gedoen het. 'n Vrou, 66 in die Kaap, wat kiber skelms aanpak. Sy het dit haar missie gemaak nadat sy 'n paar jaar terug R500.000 in 'n immigrasieslenter verloor het. Maak sy dit haar missie om hierdie kiber skelms, jy weet daai wat vir jou sê Jannik Sinner wil met jou trou, daai Ja. om hulle aan te vat. Sy vertel van 'n vrou wat al haar geld verloor het en toe nog R1 miljoen by iemand anders in die aftreeoord geleen het. So desperaat was hierdie vrou en hoe verskriklik is dit nie? Mense Ja. wat glo hulle het 'n verloofde in Amerika en dat hulle nou hierdie geld vir hulle moet stuur. Sy het iemand laat vastrek. Sy het gesien daar's 'n troue van een van hierdie syndikaathoofde. Sy het haar waterbottel gepak, haar tekkies aangetrek in die bosse gaan sit en nommerplate gaan neerskryf. Mal daaroor. En so is daar iemand vasgetrek wat toe nou uitgelewer is aan Amerika. Black, wat noem hulle? Black Six. Maar eers dink dit was een van 'n
groot woord wat ek kan nie onthou nie, maar die tannie is formidabel. So sy doen dit al van 2009 Black Axe-lede wat in Amerika uitgelewer is. Sy doen dit al van 2019 af en sy sê sy gee nie om nie. Sy bly anoniem, sy gee nie om of hulle haar iets kom aandoen nie, want sy gaan veg vir hierdie geregtigheid. Wel gedaan. Ja, wel gedaan. ek wil ook net weer sê, as jy iemand aanlyn ontmoet en vir jou sê hy's famous, is dit heel moontlik nie daai persoon Dis nie ek nie. Dit is nie Peer nie, dit is nie Jannik Sinner wat jou message nie. As hulle vir jou sê jy kort geld vir 'n besigheid, Moenie dit doen nie. nie. Bel dadelik jou kind om te help. Ja, absoluut. Kyk, as jy in Rusland in 'n sirkus 'n kaartjie koop, Ja. dan moet jy braaf wees. Weet, ek het al klaar 'n bietjie van 'n renons in 'n sirkus, nê. Nee. Nou is daar hierdie sirkus in Rusland gewees waar die net wat om die diere is, het toe nou net geval. Ja. En Of die het hy diere was geval? en die diere was toe tiere. Die diere Dit was nie toe ponies diere nie. en die een dier sien toe nou die gap en daar gaan hy in die gehoor in en hy hardloop. Daar kan jy die video sien. Die net gaan nou val en val. Ek sal dit nie maak nie. Daar gaan die net. Nou gaan jy sien hoe spring die een oor die net. Ek sal dit nie maak nie. Net daar maak ek sal dit nie maak nie. Kyk daar. I won't. Ek bou vir my 'n eiland en ek sit heel bo. Ek sal skielik vlerke kry om te vlieg. Yes, ek gaan nie sê ek hoop ek weet nie, hier wil ek in die middel sit. Ek wil nie in die buitekant Maar dit is sit nogal so nie. interessant, nou hardloop daai leeu daar na die agterstes en die arme vrouens daar wat daar heel agter gaan sit dit al reeds uit vrees vir die tier. Nou kom die tier hier by jou Hou verbygeloop. net jou kinders styf vas tannie Perskus. Gelukkig is alles oukei en daar word nou ondersoek ingedoen of oor die etiese Skors die tier sê ek. ja, skors die tier. Ek Skors die sê tier. kan die tier teruggaan na die wild asseblief. Ek stem vraag jy. saam. Regtig waar, Maak stop die sirkus sirkus. toe. Absoluut. Ja. En dan sluit ons af vanoggend met 'n juffrou wat laat niks gaan haar stop om klas te gee nie. Maar die pragtigste foto's, juffrou Anja Swart van die Dispatch Preparatory School. Haar kind was siek. Haar man is ook 'n onderwyser by die skool. Sy het niemand gehad om na haar kind te kyk nie en hulle het 'n vorige skoolhoof gehad wat 'n beleid gehad het van luister as jou kind siek is en nie het niemand nie, bring jou kind saam. Sy het eenvoudig haar kind vasgemaak in die draadsak teen haar lyf en skool gegee met hom en die kinders was mal daaroor. Sy sê dit was eintlik asof die kinders beter geluister het want daar was nou ietsie nuuts wat hulle aandag gehou het. Ja. Haar man sê hy is ook baie dankbaar vir die skool se beleid dat hulle die kind kon saambring en hy sê indien nodig sal hy ook na die kind in die klas kyk. Ek het gisteraand op die internet gesien 'n vrou wat kommentaar lewer en sê ek wens dit was so in my tyd toe ek skool gegee het want ons hoof het gesê as jy skool gee siek kinders is nie ons probleem nie. Jy's hier vir hierdie kinders om skool te gee. Iemand anders moet maar na jou siek kind kyk. So, wel gedaan aan hierdie skool en hierdie juffrou is dit nie net oulik nie. Ja, kyk, sy het aangehou met haar werk. Is mal oor hoe opgewonde die kinders was oor die feit dat daar 'n ander kind in die klas was. Ek sal weet daarom ook nou wel nie of ek my kinders hiernatoe sal bring nie. Hulle sal wel saam praat. Tanya, ek sien gereeld jou kinders in hierdie gebou. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Lekker dag vir julle. Dankie Tanya, dit is Tanya de Venter Baker. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.